Right. Ek moet eers al my dinge op hulle plekke kry. Ek wens julle kan sien wat ek sien. Oepsie, verkeerde plek. Asai. Dis my elke keer so 'n voorreg om hier te kom staan, om hier te kan staan. Julle is regtig spesiaal. Het is my regtig lekker om voor Logos se mense te kan staan en te kan praat. En julle se gesigte te kan sien. Voel my soos familie, regtig soos familie. Nou ja, vanoggend is ek 'n bietjie op my siene wees. Snaaks genoeg, ek was nie te erg gewees nie, tot hulle vir my gebid het in die gebedskamer. Toe die teenoorgestelde reaksie. Van die Here gaan vanoggend nie net vir my challenge, hy gaan vir ons almal challenge. En ek is nou al lus vir my preek vol te maak, en ek gaan op die gebedsmuur staan, ons gaan die gebedskaartjies werk, want ek wil die preek vol maak, want ek wil nie by die challenge uitkom nie. Maar net in case julle laas so laat by die huis gekom het, ons gaan nie weer so laat wees nie. Ek het Simon se klok gesteel, so. Maar nou wys hy 4 uur. Dankie Simon. So, okay, hy werk in elk geval nie. Alright. Voor ons begin met ons actual diens, ons gaan vandag 'n gesamentlike nagmaal hou. Gaan so 'n bietjie anders te werk as gewoonlik. Ek wil eintlik net 'n spesiale woord van welkom sê vir my swaartjie wat hier is al die pad van Abu Dhabi af. Hy is nou in die badkamer, en hoor nie as ek sê van welkom nie. Maar in elk geval, James is self 'n prediker in Abu Dhabi. Sy 2 laities is daar agter, Joshua en Benjamin. Hy en sy vrou is elkeen is predikers in Abu Dhabi en hulle gemeente. Ek wil dit sommer net share met julle. Die lewendige verhouding, die lewendige gemeente, wat daar in die hartjie van hierdie moslim die woestyn sit, wat lief is vir die Here. Dis vir my, as ek, sorry Henny. Toen ek al die nonsens. Henny, wat het ek gemaak? Verkeerd om, die kant om. As hy, Henny, is reg, okay. Henny het vanoggend toe hy vir my sien, as ek wat preek sê, nie alweer nie. Nee, dis net vir my so bemoedigend, wanneer ek James' stories hoor, van wat in hulle gemeente aangaan, en wat daar gebeur, en hoe in hierdie hartjie van hierdie moslim wêreld, hoe die hele society daar gegeer is vir moslems, hoe alles daar rondom daai kultuur werk, maar binne dit als, is hierdie gemeente, wat lief is vir die Here. En net soos ons, hulle kerk is ook baie die mekaar in die sin van kinders tot die oudstes, en is verskillende kulture, al die verskillende lande se expats, en van die locals. Ek weet nie, dit bemoedig my net elke keer as ek dit hoor. So James, ek sien jy's nou terug, ek het gesê welkom. Okay, kan ek die mense vra wat die nagmaal gaan bedien, dat julle dit vir ons uitdeel? En dan wil ek vir Simon, Rebecca en Ruth, vir julle vra om vorentoe kom asseblief. Wat sê, kom sit julle gou hierso? Waldie, kan ek 'n mic kry vir hulle asseblief? So ek het vandag vir my kinders gevra, en ek het hulle nie geprep nie, ons het nie geoefen nie, want ek wil nie hê hulle moet my woorde kom echo nie. Hulle gaan hulle eie woorde sê. Ek wil gehad dat hulle vandag die nagmaal aan julle gaan bedien. Ek gaan dit probeer fasiliteer. Maar die rede is, hoekom ek dit so wil doen is, daar is nie 'n kinderheilige gees en 'n groot mens heilige gees nie. Daar is net heilige gees. En ek wil demonstreer vandag teen my eie kinders, hopelik, dat hulle is nie te klein om geestelike waarhede te kan verstaan nie. Ek wil hê julle moet dit ter harte neem en besef, jy kan met julle kleinkinders die grootste geestelike waarhede, of julle kinders, kleinkinders, niggies en neefies, die grootste geestelike waarhede deel, en weet hulle gees is volwasse genoeg om dit te kan vat. Al kan hulle kop, hulle fisiese brein sit nie noodwendig hanteer nie. So, Simon, wil jy wel graag gaan slaap, nee? So, as ons nou nagmaal doen, terwyl hulle nog deel,
Nog 'n eetie, vat dit vir elkeen eentjie. So terwyl die mense nog hulle stukkie lyf en bietjie bloed kry, wat wil julle sê? Julle kan onder mekaar share, die mikrofoon jy nou weer, maar moet praat net op die mikrofoon, moenie nie op die mikrofoon praat nie. Okay. Praat gou oor die broodjie. Wat ek sien die broodjie as Jesus se vel wat gebreek het op die kruis vir ons, maar ons almal weet daai, maar as ons dieper kyk, dan is dit actually ons sonde wat gesterf het daarop. Dis ons goeders wat Jesus deurgegaan het. Hierdie teenwoordig die sonde wat ons gedoen het. En ja, maar dan is daar ook die bloed van Jesus wat ons oorgewas het, ons skoon gemaak het van al hierdie sonde. Ons hart van swart na wit geverander het. Dit was soos 'n skild om die sonde weg te vat. Ja, Rebecca, het jy iets om te sê? Ek wil net sê dat ons is hier vandag oor my baba. Okay. Ek wil net sê van die broodjie wat my broer nou gesê het, dat ons gaan terug dieper en dieper, dat die Here vir ons gesterf het vir ons sonde. En hy het al daai pyn deurgegaan net vir ons, almal wat hier sit vandag. Dink net mooi wat die Here vir jou sê vandag. Ek wil net sê dat die Here het sy lyf vir ons aan die kruis gesterf vir ons sondes om ons hart skoon te was. Ruthie, wat sê jy altyd vir pappa as ons nagmaal doen? As jy altyd as jy so kyk na die en jy sien jou kop hierdie 3 kruise wat so gehang het met die 2 manne op die kante, dan sê jy altyd vir my, daar hang 'n mens en daar hang 'n mens. Wat sê jy dan? En wat hang in die middel, want hy was so vol bloed. Ja, die woord sê vir ons, Jesus was onherkenbaar as 'n mens. Dis okay, Simon kan maar praat. Ek wil ook een ding sê wat die broodjie en die wyn teenwoordig. So jy sien, wanneer ons die broodjie eet, is dit so droog en sleg en dit sê dat die sonde was sleg en lelik. Maar as ons Jesus se bloed drink, okay, wyn, dan is ons mond, soos dan is daai slegte smaak uit ons mond uitgespoel, want dis 'n lekker wyn wat ons mond skoon maak. Dis basically die wyn is die lekker goed, want dit is Jesus se bloed wat ons lekker skoon gemaak het van sondes. Ek dink nie ek hoef enigiets meer te sê nie. Die woord sê vir ons, neem die nagmaal sodat jy deel kan hê in my, sê Jesus. Dankie Jesus vir u opoffering. Vanoggend was die broodjie ekstra droog geweest. So. As jy lekker mag gaan sit. Ja, gaan berg goeie stoele. Dankie. Alright. Sommige my ou bouseil as ek by die huis verf, so hier's baie verfkolle op, maar hy's am relatief skoon. Nee, dis okay, dis Rebecca, dankie. Nou, krisis. Ek wou eers 'n volle blompot vat, ek blyk het 'n halwe een gevat. Hy is aansienlik swaar. Okay, nou wil ek al die kinders hê. Al die kinders moet kom. Gelukkig is my neefies hier en my eie kinders, anders te was is baie min. Julle kan nader kom sit nader. Marley. Nou, terwyl hulle nader skuif,
Kyk, julle gaan na die prentjie wat julle daarbo sien. Het julle kinders het julle daai prentjie gesien wat nog heeltyd daarbo op die beeld is? Nou 'n boer en 'n geoloog kyk na 'n stuk veld verskillend. Die boer worry oor daai boonste stukkie boogrond. Weet wat gaan nie kan groei? Sanderige grond, gaan hy eerder wel wortels plant of wingerd. Hoe lyk die grond? Kan ek my broccoli plant? Kan ek mieliesie plant? Geoloog kyk ook na die stukkie boogrond, maar met 'n ander oë, met 'n ander rede. Hy wil kyk wat's onder die grond, diep onder die grond. So Marley gaan net so deurflits dat jy kan sien min of meer wat die kinders sien. Nou, ek wil met julle praat. Het julle gehoor sê ek nou van 'n boer en 'n geoloog, nê? Nee. So kyk of my daar in die grond. Hoe lyk hy grond? Is dit goeie grond of is dit slegte grond? Wat sien julle? Julle moet net die klippe wegrol nie. Okay, so as ons hierdie grond kyk, is die wurms? Niksie. 'n Paar aardwurms sal langs die grond baie gesond, maar ek sien niks wurms nie. Was daar aardwurm? Okay, dan kom ek seker doodgesteek. Nou, die boer, as 'n boer hier kom, nê? Wag. As 'n boer hier kom, gaan hy sê, hier is 'n klomp klippe. Nou, ek hou nie van die klippe nie, want ek kan nie op die klippe plant nie. So daar waar ek groot geword het, aan Woester se kant, my pa daar groot geword op 'n plaas in Moordkuil se area toe. Julle sal nie weet waar dit is nie. Maar daar is baie klippe, want dit in die Breederivier se vloedvlakte. So as die boere daar wil iets plant, dan moet hulle eers die hele veld, al die klippe uitgrawe. Al die klippe wegvat, dit lê sulke piramidetjies langs die veld, langs die landerye. En dan plant hulle hulle wingerde of wat lemoen, spek is daar ook. So die boer, hy wil hier kom boer, hier waar die grond is, hy wil hier gaan waar die grond is. Maar weet julle wat 'n geoloog? Weet julle wat doen 'n geoloog? Wat doen 'n geoloog? Wil jy vir ons sê, praat so dat die mikrofoon jou kan hoor. Sê gou vir die mense, weet jy wat 'n geoloog is? 'n Geoloog kyk na klippe. Ja, en hoekom kyk hy na die klippe, weet jy? Hy kyk na klippe omdat hy na gesteentes en minerale en so aan. Hy soek vir dit. Ja, hy soek die minerale en die gesteentes en daai tipe goeders. So, wat is minerale? Het van die mense, as ek kyk gou oor die tannies, nie die ooms nie, na die tannies, het van die tannies minerale om hulle. Wat is, ja? Soos oorbelle, ringe en Plastiek oorbelle in ringe. ja. Wel nee. Nou, Ons praat van diamante, goud, silwer. Dis reg, nee. So 'n geoloog kyk na die formasies. Geoloog kyk na die formasies van die klippe en hy sê wag, kom ons maak gou hier so oop. Jy moet vir hulle sê as hulle iets sien. Dis 'n klip, wat gaan met die klip aan? Dis 'n goue klip. Nou wat beteken dit vir my as ek sien daar's 'n klip met goud in? Wat's daai? Hy grond het ook goud in. Wat dink julle? Dink julle hier's goud hier onder? Ja. Hæ? Wat weer die klippe? Daar's nog goud. Hierso, vir die grafie. Wat sien julle? Is dit goud? Nee, maar dit is nog 'n klip. Nou is dit net sand. Ag nee, my, lyk my dit was 'n vals. Wat's daai? Hæ? Nou is ons ryk. Woep. Luister, my huis is nog nie afbetaal. Ek kan ons hy goud gebruik om my huis af te betaal. Ja. Is dit nog goud? Okay. Vir die ouers, wie se kinders nou goud kry, jammer, dis nie regtig goud nie, hoor. Hierso is veel amper regtig goud. Wanneer het jy tog al gekry, pappa? Vanoggend. Kyk maar, dan gaan ons Kom maar, vat elkeen twee. Ek weet jy het net een gehad. Chill. Daar's vir jou ook tweeetjies. Nie meer kan kry. Ek het spesiaal gekoop vir julle kinders. Is jy af van suiker af? Hier's nog 'n goue soeker. Daarso. Wag, hierso, Benjamin. Ja, jy kan maar die klippies vat, ja.
Pas op, moet dit al die sand saamvat. Sit gou die op die seil. Dan maak hulle gou die klippies skoon op die seil. Okay. Nou terwyl hulle daar aangaan, hier is nog hoor. Dat ek so maak. Okay, ek gaan iemand nou raak gooi. Of sorry, gooi ek skeef. Ek wil die tieners agtertref. Hulle is te lig, hulle gooi nie so ver nie. Oh, sorry. Dawie, ek sal vir hom kom gee in die hand. Dis okay. Wie wil gooi? Gooi daar rond. Okay. So, hopelik vang julle nou vanoggend se preek gaan rondom soek goud. Nie in die grond nie, in die woord. Deur my lewe het die Here vir my soveel nuggets gegee uit sy woord uit. Ek het probeer tel hierdie jaar, en as ek reg onthou was daar 3 preke waar die skrif ingehaat het, renew your mind, renewal of the mind. En nêrens in die skrif staan het renewal of the mind deur die woord te lees nie. Maar my renewal of the mind, waar my gedagtes verander is, was deur die woord. So ek wil nie die skrif uitgebring het nie, want soos ek sê, die skrif sê nie direk nie, maar dis my getuienis. En dis eenvoudige goed. Weet julle in Handelinge is daar 'n skrif wat sê, dek jou tafels buite en binne die hek dieselfde. Niks profaan nie. Absoluut geen profaan teksversie. Maar daai teksgedeelte het my lewe verander, my hele persoonlikheid verander. En ek wens ek kan 'n hele storie vir julle lê, maar ek hou die klok dop. Maar die Here het vir my daai vers kom gee. Ek het nie te gesoek het vir goud, hy het vir my as 'n persent kom gee. Hier agter nog in die boiler room wat die Nagels vir ons daai 1 jaar gebou het. En dis daai nuggets wat ons moet soek, wat ons lewens letterlik verander. Nou die slide die boot nou mooi rampie met 'n blank space in die middel. Die probleem is vandag se challenge is ek weet nie wat in die blank space moet kom nie. Ek weet nie eintlik wat die regte preek vir vandag is nie. Julle gaan dit preek. Al wat die Here vir my gegee het gesê het, ek kan die rampie invul. Om die rampie in te vul, gaan ons deur 5 teksgedeeltes gou vinnig hardloop. So Joshua 1 vers 8. Hierdie wetboek moet die rigsnoer wees vir alles wat jy sê. Oordink dit dag en nag en sorg dat jy alles uitvoer wat daarin geskryf staan. Dan sal jy slaag in wat jy moet doen. Jy sal voorspoedig wees. Dit dui op die proses om diep in die woord te delf. Nee, oordink dit dag en nag. Dis nie net gou lees dit weer nie. Dis lees dit, vat daai versgedeelte, teksgedeelte, sit dit in jou kop en dink daaroor. Terwyl ek in die meeting sit by die werk met al my kollegas en ons beklei oor hoe kan ons nog meer geld maak? Hoe kan ons customers meer tevrede stel? Dink oor die woord ook. Dink oor daai teksgedeelte ook. Hoe kan ek dalk daai teksgedeelte as 'n taktiek gebruik in die besigheid? Vanaand om die tafel saam met die kinders en die vrou en hulle wil die ertjies eet en dan sê dink oor die teksgedeelte. Dus dink daaroor dag en nag. Nie dink daaroor wanneer jy 'n aftydjie het nie. Nie dink daaroor wanneer jy op 'n lunchbreak is nie. Dink daaroor dag en nag. En sorg dat jy alles uitvoer wat daarin geskryf staan. Psalm 1 vers 2 en 3. Nou julle sal sien Psalm 1 vers 2 en 3 is in die rampie, maar dis nou nie die teksgedeelte wat daar staan nie. So just bear with me vir 'n oomblik. Ek hou nie daarvan om 'n teksgedeelte te vat en halfpad te gee nie. So ek wil eers vir julle die hele vers gee. Dit gaan goed met die mens wat nie die raad van die goddeloses volg nie. Nie met sondaars omgaan nie. So daai is van die twee, ek wil amper sê negatief is. Moenie. Maar dan kom dit by die wat jy moet doen. Maar wat in die woord van die Here sy vreugde vind, dit dag en nag oordink. Soos ek dit so kan sit, dit gaan goed met die mens
wat in die woord van die Here sy vreugde vind, dit dag en nag oordink. Hy is soos 'n boom wat by waterstrome geplant is, wat op die regte tyd vrugte dra en waarvan die blare nie verdroog nie. Hy is voorspoedig in alles wat hy aanpak. Het opgelet, Joshua 1 het dieselfde gesê. Dink oor die woord na dag en nag en jy sal voer dit uit en jy sal suksesvol wees of jy sal voorspoedig wees. Weer eens, jy sal voorspoedig wees. Het jy al opgelet, mense dink altyd, ek in elk geval, boom wat by die waterstrome geplant is, lekker, daar is die water by hom. Maar die boom se wortels is nie in die rivier, hy is nie in die strome nie. Sy wortels gaan af en onder. Hy drink die suiwer water wat afkom. Hy drink nie op die oppervlakte nie. Hy gaan diep. Ons sal soos 'n boom geplant wees wat geplant is by waterstrome. Goddelike waterstrome, God se water, sy lewe. So Psalm, Spreuke 2 vers 2 tot 5. Hou jou ore oop vir die wysheid. Span jou in om te verstaan. Roep insig by, vra na gesonde begrip. Voor ek verder lees. Wysheid, insig, begrip. Is dit nie goddelike gawes daai nie? Dis iets wat in die wêreld gaan kry nie. En waar kry ons goddelike gawes, goddelike kennis? In die woord. Vir my is daai eerste stukkie van die vers praat vir my oor die woord. Soek dit soos jy silwer sou soek. Spoor dit op soos 'n verborgde skat. Hy sê vir jy wees geoloog van die woord. Dan sal jy weet hoe om die Here dien. Sal jy ontdek wat dit is om God te ken. Is daai nie 'n awesome belofte nie? Dan sal jy weet hoe om God te dien, sal jy weet hoe dit is om God te ken. Wat meer kan mens wil hê? Daai 2 punte daar is vir my die skat van skatte. Soek dit na, jaag dit na. Dis 'n verborgde skat. Hy is verborge, maar hy is nie toegesluit nie. Hy is beskikbaar. In Johannes 6 vers 63. Dit is die gees wat iemand lewend maak. Die mens self kan dit nie doen nie. Wat ek vir julle gesê het, kom van die gees en gee lewe. Net soos 'n geoloog na die fisiese samestelling kyk van wat hy gesien het, soos dat die kinders daar bo gekyk het na die klippe. Hulle het nie die goud nuggets onder gesien nie. Hulle het tekens gesien van wat moontlik daar kan wees. Dit gaan nie oor om die woord net te lees in die fisiese nie. Dit gaan oor om die woord te lees in die gees. Wat dit rema word, lewend word. Okay. Nog een. Die woord van God is lewend en kragtig. Dit is skerper as enige swaard met 2 snykante en dring deur selfs tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg. Dit beoordeel die bedoelings en gedagtes van die hart. As 'n geoloog na die grond en die klippe kyk, dan beoordeel hy volgens die tekens wat hy daar sien, wat gaan in die grond aan. Die woord toets en beoordeel ons hart en ons gedagtes. As jy nie die woord lees nie, kan jy weghardloop met jou eie gedagtes. Sit God se woord in jou gedagtes, sit sy woorde in jou gedagtes. Gaan terug na renewal of the mind. Laat sy woord jou gedagtes beoordeel en skoonmaak. En nou kom ons hier. Nou sit julle beurt. So, ek het vir die Here gesê, ek het Bybel gestry. Hoe gaan ek nou vir julle vra vir teksgedeeltes? Want julle almal het 'n teksgedeeltes. En jy het vir my gesê, Christel het vir ons in sel, toe sê sy vir my verlede week, moenie worry oor wat jy gaan moet preek nie, die Here sal vir die woorde gee. Min wetende dat ek gaan hier kom. En vanoggend het klomp mense woord kom gee, maar net een het skrif kom gee. So Rian, waar is jy Rian? Waar is dit Rian? Ons gaan jou skrif vat, wat jy vir ons gegee het. Ek net op die regte plek kom.
Okay. Rian, wat was daai gewees? Psalm wat? So, wat ons nou gaan doen, ek wil nie, 139, die hele Psalm. Ek gaan kyk wat, natuurlijk, ek het nog nie geset op vir internet, sorry. So, ek wil nie, of ek, die Here, glo ek, wil nie, ons moet hier weggaan, julle moet hier weggaan met 'n teoretiese paar woordjies nie. 'n feel-good feeling, 'n Enos effek, en dan teen Maandag, Dinsdag, het jy al eintlik half so soort van, nie vergeet nie, maar dis net nog nie daar nie. Of jy dink, awesome, wonderlik, maar ek hoor nie die Here se stem so nie, dis nou nie vir my nie. Ons gaan dit nou, ek gaan dit fasiliteer, julle gaan preek, maar ek sal dit fasiliteer. Maar wat ek wil hê julle moet uitvat is, as die meerderheid sê dit is geel, dis die boodskap is geel, en jy het gevoel is blou, dis nie dat jou woord, dat wat jy ervaar verkeerd is nie. Dis blou, is wat die Here vir jou gegee het. Geel is wat die Here vir die gemeente gegee het. Verstaan julle dit? Maak dit vir julle sin? Ok. So, Psalm 139. So ons lees ons in die Holman se version. So ek wil nou hê julle kan dit met liefde lees in julle eie versions, julle ander vertalings. Andersins luister net saam met my. Lord, you have searched me and known me. You know when I sit down and when I stand up. You understand my thoughts from far away. You observe my travels and my rest. You are aware of all my ways. Before a word is on my tongue, you know all about it. Lord, you have encircled me. You have placed your hand on me. This extraordinary knowledge is beyond me. It is lofty. I am unable to reach it. Wil ek het in 'n ander vertaling dalk ook lees? So happy met dit? Happy? Okay. So nou. Wag, ek dit so doen. Okay, nou gaan ons die tegnologie gebruik. So gewoonlik sê ek vir julle sit weg julle fone, vandag sê ons al uit julle fone. So, nie almal gaan dit doen op hulle fone nie, en ek sê okay daarmee, ons het voorbereiding gemaak daarvoor. Ek weet die tieners het al klaar hulle fone uit, sien ek. So, as julle gaan na menti.com toe, dan is daai kode daar, 2237-1765, is 'n bietjie klein. Maar dan kan julle daai kode intik op die menti, en dan beteken dit, ons almal gaan saam, hierdie slide gaan julle hê voor julle. Wat ek vra, is wat 'n woord staan vir jou uit. So ek wil vra tieners, julle met die fone, loop sommer so na die mense toe wat nie julle fone uit het, laat hulle ook sommer vir julle woorde gee, kan dit saam intik. As daar van julle is wat nou nie op die fone is nie en weet jy, geen idee het waarvan ek praat nie, dan Waldi het 'n mikrofoon. En Waldi sal nog 'n ander. Of wil jy ook gee as jy woord ingee? Dan kan jy vir Waldi ook die woorde sê, dan sal ek dit intik op my foon. View ook 'n mic. Okay, dis reg, dit is woord. Ons gaan nou kom by sorry, ek moes dit duidelik gesê het. Ons gaan nou kom by kruisverwysings. Ek vra nie nou vir kruisverwysings, ek vra vir dit wat ons gelees het. As jy terugdink in jou wat jy kan onthou van Psalm 139. Watse woorde kan jy onthou? Watse woord het jou gevang? Wat ons nou soek is, as ons nou kyk na die grond, ons het nou deurgelees bolangs die boogrond. En iewerster het iets vir ons gepop. Iewerster was daar iets wat uitgestaan het as 'n ek moet meer kyk hierin. So watse woord soos daai het uitgestaan? Enigiemand wat nie wil intikkie, wat wil sê vir ons, daar sou wel die? Die woord nou. Nou, okay. Ek sal nou insit. En as die woord daar verskyn, beteken dit nie, jy mag dit ook sit nie. Hoe meer mense dieselfde woord sê, hoe groter gaan daai een woord groei. As twee woorde, alles wetend, Alles alomteenwoordig.
Alles wetend en alomteenwoordig. Alles wetend. Gedagtes, Wag, ek kan net so vinnig tik. Wat iemand gesê gedagtes? Was dit gedagtes gewees? gedagtes, Okay. Ag nee man, nou sê vir my ek kan nie nog intik nie. Wie het nou nog, daar's 3, jy kan 3 woorde intik. Wie het nog spasie vir nog 'n woord? Marco, sit jy gou vir ons gedagtes in? Is daar nog iemand wat besig is? Nog iemand wat 'n woord vir ons wil gee? Okay. Ek is soos ek hier staan regtig baie op my siene wees want dit voel vir my soos ek het nou onvoorbereid kom staan ek hier en kom preek vir julle. Ek bedoel dit regtig geen disrespekkie. Dis die Here, praat met hom, nie met my nie. Hy het my kom sit. Okay. So kan julle sien die woord? Sorry? Wonderbaar is nog 'n woord. Wonderbaar. Het nog iemand 'n gap wat hulle kan intik? Een van die tieners? Wonderbaar. Openbaar, sorry. Daniel, openbaar. Iemand hou baie van dit. Die tieners. Okay. Kan julle sien dat hoeveel goud is daar potensiaal in die stukkie woord? Julle het nie die skrif voor julle nie. Dis fisies net wat 'n woord daar in my kop was. Maar wat ons sien, as ek nou kyk, searched en nou lyk soort van die meeste. So dis die eerste keer dat ek Menti gebruik, so ek weet self nie lekker hoe werk hy nie. Daar is 'n manier hoe jy die actual syfers kan sien. Okay, so search en nou, silwer en openbaar, gedagtes en ken. Dis nou die top 3 wat verskyn. Ken is hier and now is there. So ek bedoel dis eintlik dieselfde ene. Searched. Wat hak julle vas? Nou moet julle vir my uitskree. As ek so kyk na dit. Ek weet wat vir my soort van uitpop. Wat pop vir julle uit daai uit. Openbaar is hierso. Soek. Ek kry die halfe idee van nie soek en vind nie, maar soek en ken. Is dit, resoneer dit met julle? Is dit iets anderste? Maar dit is toch openbaar ook, nee? Soek en ken, dit sal nie openbaar word. Is ons op dieselfde bladsy? Dis julle preek, nie myne nie. Kom maar. Okay. So, in daai hele stuk, en onthou, hy het gepraat van, ek onthou net tong, maar was iets van tong, ek sal met jou tong, wat ook al, en ek ken jou gedagtes, dis wat ons kry. Ons kry soek en vind. So kom ons gaan terug na die soek en vind, okay, soek en ken, en dan openbaar. So kom ons gaan terug na die vers toe. Kan ek dit veel 'n bietjie groter maak? Het was 1 tot 6. So nou lees ons dit weer, maar nou lees ons dit met die gedagtes van soek, vind en openbaar. Lord, you have searched me and know me. Wow. Nie van ek moet soek en ek moet vind nie, of nou nie. He has searched me. He knows me. Dankie, Here. You know when I sit down and when I stand up. You understand my thoughts from far away. You observe my travels and my rest. You are aware of all my ways. Before a word is on my tongue, you know all about me. You know all about it, Lord. You have encircled me. You have placed your hand on me. This extraordinary knowledge is beyond me. It is lofty. I am able to reach it. Ek is sorry, ek het niks verder gehoor as na daai eerste sinnetjie nie. Dis waar my kop nou vashak het. Feedback, kommentaar.
Enigiemand? Enigiets? Nee, wel, dit lyk my, jy gaan nie oefening kry vandag nie. Wat sit op, praat gou op die mic, wat by jou? Ja, dankie. Nou, so skrif in my hart, die afgelope paar maande leef. Oh, motherless. Dis nie ek is julle wat so lank vat. Nee, Sorry. die skrif, alles wat ons vanoggend gesê het, kom neer op een. Ek weet nie waar die skrif is nie, maar dis Paulus, een van Paulus se briewe, waar hy sê aan 'n gemeente dat ons moet die Heilige Gees gee vir ons goddelike wysheid en insig. Maar en natuurlik, soos ons vanoggend gesê het, dit kom alleen as jy die woord bestudeer, die woord in jou gedagtes dag en nag oordink. Gee God vir jou, die Heilige Gees vir jou goddelike wysheid en insig, sodat Jesus aan jou geopenbaar kan word. Dis waar ek die woord al openbaar kom. En as Jesus aan jou geopenbaar word, sal jy hom beter leer ken. En as jy hom beter leer ken, sal jy hom van nader volg. So dis hierdie aksie en natuurlik, soos jou gedagtes op die woord gefokus is, moet dit nie in jou gedagtes wees, maar moet ook in jou hart kom bly, sodat jou gedrag volgens jou hart dan verander. The renewal of my mind. Dis die hele proses wat ek nou oordink nou. Ek weet nie of dit sin maak. Ja. Ja, ek dink die Engels in die message wat vir my uitgestaan het, was nou ook daai eerste stuk, en dit is, Lord, investigate me. Get to know the facts first hand. En vir my as prokureur is dit, ons werk glad nie met hoor sê nie. Ek kan nie werk waar Stefan vir my sê, Waldi het vir hom gesê, Marius het vir hom dit gesê nie. Ek werk net met eerstehandse feite. En ja, so dit is investigate me and get the facts first hand. Die Afrikaans 53 vertaling sê, U deurgrond en ken my. U ken my sit en my opstaan. U verstaan van ver my gedagte. Wat Rian nou sê, wat ek wil aanhak, is wanneer iemand hier staan en vir jou preek gee, dink, wow, dit klink awesome, dit klink cool, ek moet dit wat ook al. Don't just take it. Dis hoor sê. Wat hier voor is hoor sê, so nou vir jou wel is vir jou kans gee. Gaan kyk self wat staan in die woord. Is dit wat die skrif sê? Is dit wat die Heilige Gees aan jou openbaar? Gaan investigate daai woord, totdat dit nie meer Waldiese woord is wat in jou gepreek is nie, maar totdat dit jou eie woord is. Alles. Ja, dankie Stefan. So unieke metodiek wat jy volg. So well done. Ek het al innoverend gesien, maar ek het nog nie dit gesien nie. So die Psalm vir my hou verband met die mense se diep begeerte na geregtigheid. So deels van die rede hoekom ek en jy die lewendige God aanbid, is dat ons is gemaak met 'n diep begeerte na geregtigheid of 'n sin vir geregtigheid. En een van die maniere hoe ek en jy gerus gestel word of in vrede gestel word of in vrede gegee word deur die lewendige God, het te doen met die wete dat hy 'n God is van absolute geregtigheid. En die vraag is, hoe doen hy dit? Met ander woorde, wat so onontbeerlike vereiste vir hom om 'n God van geregtigheid te wees? En is onontbeerlik vir hom om bo alles die God van geregtigheid te wees, dat hy my en jou gedagtes, ons denke en ons harte en ons diepste wese as ware, dat hy dit ken. En omdat hy ons diepste wese ken, kan die psalmdigter in hierdie geval nou Dawid, en kan ek en jy daarin rus en vrede vind, dat hy ken alles van my. Hy ken my diepste wese. Met ander woorde, hy kan in geregtigheid besluit oor my en jou lewe. En in hierdie geval byvoorbeeld dat Dawid se krisis roep hy uit na God
en hy beroep hom op sy hart voor God, en hy sê, U ken my, U ken elkeen van my gedagtes, my denke en my wete, en daarom sal U in die saak, in die krisis waar ek staan, kan ek rus en vrede vind, dat die God van geregtigheid sal regspreek oor my lewe. Nou vir my en jou uit die aard van die saak is dit anders, omdat ons het gekom by die punt waar ons nie meer staat maak op ons eie geregtigheid nie, ons maak staat op die geregtigheid van Jesus Christus. En dit is dan ons argument of dit waarop ons beroep. Daar is egter 'n keersy. 'n Keersy, as jy nou na die teksgedeelte kyk, is wanneer ek en jy ons vrede en ons rus vind, dat hy is die God van geregtigheid, want hy weet alles, soos François begin het, sy alwetendheid, sy alomteenwoordigheid. Met ander woorde, hy ken elkeen se harte. Daar's 'n keersy daartoe, wat Christendom anders maak as enige ander geloof, wat ons onderskei van ieder en elke filosofiese standpunt wat elke mens kan ophaal, of hy filosofie nou gebaseer is op godsdienst, en of dit nou gebaseer is op menslike kennis of insig of wysheid. En die keersy is dat hy toelaat die teenoorgestelde. Hy laat toe dat ek en jy hom mag soek, en dat ek en jy hom mag vind, en ek en jy ultimately hom mag ken. En jy die skat of die waarde agter dit is enorm, want dis net 'n God wat absoluut geregtig is, wat kan toelaat dat 'n mens so naby aan hom kan kom, dat hy kan sien sy geregtigheid, dat jy kan sien dat hy is altyd deur goed, hy is tree altyd deur in geregtigheid. So die teksgedeelte wat slaan op dat hy ken my, en hy weet elke gedagte van my, kan jy net so omkeer, dat as ek en jy toelaat en ons soek en ons vind en ons kom naby God, dan sal ons vind dat hy is die een wat altyd deur goed is. Hy is die een wat staan in volmaakte en volkome geregtigheid. Dankie Wallace. Ek gaan nou reageer op wat jy gesê het. Hier is nog 2 hande. Nou kom net jou van. Sorry. Die interessante is, Johannes 1 vertel vir ons, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. Ons leer ken God deur sy woord, maar God en die woord is een, Jesus is die lewende woord. En die woord sê ook dat hy is 'n spieël vir ons. Met ander woorde, soos God vir ons ken, as ons in die woord begin indelf en soek vir openbaring, dan speel daai woord vir ons terug na ons toe. Dan wys hy vir ons hoe lyk God, maar hy wys ook vir ons hoe lyk ons in vergelyking met God. En ons kom maar ver tweede. En dan besef ons hoe nodig ons God het. En dan besef ons hoe goed God is. En Romeine 2 vers 4 sê vir ons, dit is die goedheid van God wat mense tot bekering bring. So die hele proses van nie net aanvanklike bekering nie, maar om ook keer op keer terug te keer na God wat goed is, na die heiligheid van God, na die renewal of the mind to be like God, in the likeness of God in which you were recreated. Dit gaan deur die woord. En as die woord vir jou wys, jy ken God en dis wat God is, dis wat jy is, dis waantoe jy op pad moet wees. Dit is 'n proses van heiligmaking, dis 'n lewende woord wat in jou lewe gestalte kry. Lise wil genoeg praat, of wil jy ook praat, okay? Ja, daai woord in Hebreëus is gakar vir deursoek, né? Dit is om fyn ondersoek in te stel en te kyk. Nou, ons probleem is, vir baie mense is dit maklik om te sê, goed, ek vertrou op die Here, ek los alles. Maar as jy iemand is wat hou van ondersoek, en
ingaan op goed en feite kry en opinies sê daaroor, daar raak dit moeilikheid partykeer. Want jy wil baie graag, as jy nou sien, jy begin nou insig kry in die regwêreld, jy begin nou sien hoe goed werk, dan wil jy nou graag daai regte idee wat jy in jou kop het, handhaaf in die wêreld, jy wil sê hoe jy voel en sê wat jy moet gebeur. En dit is wanneer dit baie moeilik raak. As jy vat 'n ou soos Dawid self, hoe baie keer het hy gaan dink, maar ek het hier moet dit gebeur, want dit lyk vir my reg. En dan vat hy die verkeerde pad om die regte ding by uit te kom. En elke keer moes hy terug gaan en repent by die Here, want hy het gedink hy doen reg. En partykeer is dit nie eers maklik as jy weet wat die regte ding is om dit te doen nie, want gaan baie keer teen die grein van jou eie vlees en wat jy wil doen. En dan raak dit 'n mate van totale oorgawe en dan moet jy weer soos 'n kind word om alles te aanvaar wat die Here vir jou sê en dit te doen in jou lewe. So dit lyk maklik in die begin, maar dis 'n belofte aan dat jy kan jou lewe in God se hande oorgee volledig, dat hy weet die beste, dat hy het jou deursoek, jou deurgrond, hy ken jou, hy ken al jou behoeftes, en hy sal op jou by die regte plek uitbring. Ek wou vanoggend iets deel daaroor, en ek het toe net gelos, want ek was nie seker of ek moet deel nie, maar die Here het my skrifvers vanoggend vroeg gegee, daar's 'n pad wat reg lyk vir die mens, maar die einde daarvan is 'n doodloopstraat. Anders dit loop uit om niks, kom nergens uit nie. En dit kos volle vertroue en by God gaan hoor, hy wat jou ken, om jou te rig op die regte pad, en om die reg in sy hande te hou, en dat jy dit nie beheer nie. My grootste stryd is dit, ek wil die pad beheer, want ek sien goed raak, want ek het kennis oor goed. En dit is glad nie wat hier staan nie. Hier staan dit, God het die beste van jou, jy moet oorgee aan hom dat hy jou lei. Dis waar die grootste challenge hier. Dis baie moeilik. Maar dit is wonderlik om te weet, die Here weet die beste van my lewe. En waar ek kon vertrou het en nog steeds kan vertrou in my lewe, werk hy dinge uit tot my beste. Dis amazing. Okay, as Lisa, wil jy nog praat? Daar is nog een agter die Theo, dan maak ons klaar. Ek het nog nie geweet of ek dit moet sê nie, die Here het al lank terug met my hieroor gepraat, maar toe is nou so by die reg, in die regsaake en die goed kom, toe besef ek nie die Here verwag, nee, ek besef toe ek moet dit deel, die Here verwag van ons, om ons om reg te wees, prys te gee. Want Josef, toe hy hoor Maria swanger, toe wou hy saggies in die geheim van haar skei, en dit was heeltemal binne sy wetlike reg, en ook die morele reg. Maar God het vir hom gesê, hy moenie, want God weet die beste, en hy weet wat die uiteinde is. En Josef het sy reg om reg te wees prys gegee, en hy was die vader van ons redder. Terwyl Wallis gepraat het ek 'n beeld gesien. As ek nou sê, ek ken vir Manro. Nee, dis nie jou naam nie. Sorry. Te veel name om te onthou. Okay, as ek nou sê, ek ken hom van Ostelparkie gepraat, ons was saam op die mannekamp gewees. So ek ken hom meer, as 'n ou wat ek nou buite op die straat gaan loop. Maar ek ken hom nie regtig nie. Ek weet nie eers waar hy groot geword het. Ek sien hoe die Here, hoe jy as mens, hoe die Here jou ooprol, soos 'n boekrol, jou binneste, jou alles van jou. En dan begin hy, in die begin, en hy deursoek jou. Hy ondersoek jou. Elke liewe ietsie van jou. Die trauma healing mense sal kan getuig, baie mense kom daar, en dan weet hulle nie eers van die goed wat gaan uitkom nie. So dat die proses gaan en sê, daai ding het in my geskiedenis gebeur, ek het heeltemal daarvan vergeet. Die Here weet dit. Want hy jou deursoek, alles van jou. Dis hoekom hy kan sê,
I've searched you. I know you. Jy dink, presies wat die tannie nou agter gesê het, jy dink jy weet wat reg is vir jou? Jy doen nie. Ek weet wat reg is vir jou. Sterf van jouself en kom hoor by my. OK. Ja? Wat kort, ek is al oor my klok. Ekskuus, ja, ek kan baie gou wees. Jy weet, ek sit en dink nou, as goed en wel, God weet alles van my af. Ek ken my lewe, ek ken my hart, ek ken my omstandighede, ek ken alles. En baie keer, jy weet, is dit so dat jou geheime, jou goeders binne jou geheime sondes, is verborgen nie, is nie verborgen nie. Jy weet, jy steek dit dalk self weg, jy steek dit vir ander mense weg. En dit kom by my op is dat in alle vlakke van my lewe, in my finansies, in my huwelik, in besigheid, oral waar ek beweeg, moet ek leer om Godvreesend te leef. En ek dink dit is wat die lek is van ons is vrygemaak deur die bloed van die lam. En ons weet dat ons sondes word vir ons vergewe. Maar baie keer is ons lewens nie Godvreesend nie. En ek dink ons misinterpreteer die woord Godsvreesend. Dis dat ons moet bewe en ons moet bang wees. En dat hy vir ons God die Vader vir ons gaan slaan met 'n stok. Dis nie Godvreesend nie. Maar dat ons begin streef daarna volgens die woord en ons lewens begin Godvreesend leef. Dis wat by my opkom. Ja. Wat ek nog wou bygesê het is, saam met die beeld wat ek nou praat van die boekrol, is die reverse is ook waar. God het gekom en gesê, ek lê myself ook uit voor julle in 'n boekrol. Ek het nou nie 'n fisiese Bybel nie, verbeel julle myself ek hou 'n Bybel vas. Hy het homself in alles en wat hy is en wie hy is, in die Bybel vir ons uitgelê. Jy kan ook vir God gaan ondersoek en deursoek. And you can also know him, the same as he knows you. Okay, dis die gedagte wat ek kry. Hier is kruisverwysings, ek gaan nie nou daar deurgaan nie, wat van julle vir ons gedeel het. Wat ek wil sê is, ek hoop julle het gehoor, hoeveel diepte daar in die een teksgedeelte kan wees. En ek hoop julle besef, daar is nog baie meer, en ons het nie by alles uitgekom nie. Maak notas van die kruisverwysings. Ek sal dit in my preeknotas insit, en wanneer Marco dit oplaai op die website sal dit daarby wees, so dit sal later beskikbaar wees. Maar gaan ondersoek dit verder. En ek hoop ook, nog 'n ding wat ek graag wat vir my uitgekom het hier is, jy kan goud kry op jou eie, maar wanneer jy saam met broers en susters sit en in 'n skrif deurpraat, hoeveel meer goud is daar om te kan kry? Ek dink die hele punt van vanoggend is om julle te motiveer, om nie net, ek het Bybel gelees, tik, om ek te gaan sit. Te gaan sit met die woord en te besef, jy sit met God. Om te leer ken. Om te lees met dit en te weet, dis sy woorde. Dis sy, ek wil sê mens wees, maar sy God wees. Jy kan hom ken. Hy openbaar homself in sy woord. Moet jy net boorlangs lees nie. Die Heilige, daar's 'n skrifgedeelte, ek het nou vergeet wat staan, het sê, het gaan oor die Heilige Gees, en het sê, he is to lead you into truth. Dis die job description van die Heilige Gees, hy lei ons in waarheid in. Sit met die woord, saam met die Heilige Gees, laat hy vir jou die waarheid uit die skrif uitwys. Ok, sorry ek is so oor my tyd. Vader, ek wil vir u dankie sê vir die voorreg wat ons het om u te kan ken. Maar dankie vir daai vrede om te weet, u ken ons. Dit wat moet gebeur, sal gebeur, want u ken ons. Wanneer u vir ons 'n opdrag gee, weet u hoe hy opdrag ons geaffekteer, want u ken ons. Wanneer u ons vra om iewers iets te doen, selfs wanneer ons dink, ek kan nie daai doen nie, kan ons vrede neem in, want
U sal nie vir ons iets gee wat ons nie kan doen nie. Want U ken ons. U ken nie met ons, U het gedeursoek en ons ken nie, U het ons gemaak. Hier ons praat oor, gaan soek jy goud in die woord. Maar ek besef nou, U weet waar elke stukkie goud in my is. U hoef eers te gaan soek af voor U gaan presies op het druk. En wanneer ons U volg en na U luister, nie net volg nie, maar wanneer ons na U luister, sal die goud in ons eie lewens uitkom. Here, ek vra dat U die woord sal vasmaak aan elkeen van ons harte. Heilige Gees moet ons nie los hierdie weekie. Bly pres op ons, bly druk op ons, gaan lees. Gaan lees. Here, en ons weet, die vyand wil nie hê ons moet lees nie. So wanneer ons lees, gaan die foon lei, gaan ons eers honger raak. Geef ons die selfbeheersing, die deursettingsvermoë, to press through, en om te sit, om U te kan ken. Amen. Seën vir julle vir die week. Okay.